Môre almal. Die Torah porsie is Torah porsie 18 Mishpat 10 en ons gaan na 'n paar goed kyk. Die parasha se Torah lesings is Eksodus 21 vers 1 tot 24 tot by vers 1 tot Eksodus 24:18 en 30 vers 11 tot 16 en die Haftorah is in Jeremia 34 en 33 en dan 2 Konings 12 vers 1 tot 17 en ons gaan redelik op fokus op daai gedeelte. En dan die Brit Chadashah, Matteus 5 en Matteus 17. Dit beteken rules, ordinances, Afrikaanse verordeninge. Daar is verskillende vertellings rondom wat die regte benaming is, maar die boodskap in die Torah is, dis 'n skep van geregtigheid en orde in die gemeenskap. Dis 'n beskerming van die kwesbares en om mense, die volk, verantwoordbaar te hou vir dit wat hulle doen. Om Jahwe se geregtigheid te weerspieël, en as ons gaan kyk na die boodskap in die Haftarah, is die bevryding van slawerny, die herstel van die bouvallige gedeeltes in die huis, en dis 'n fokusgedeelte vandag, is die herstel van ons eie tempels. Die boodskap in die Brit Chadashah is dat die karakter van Jahwe in ons sigbaar wees. Nou as ons terugkyk na verlede week Isak en Corrie se aanbieding, het ons gegaan oor die 10 woorde in die porsie van Jethro, en dit lei ons na die uitbreiding van Jahwe se verdere verordeninge. In die kerngedeelte, die Torah profete in die Nuwe Testament, gaan ons kyk weer na die reëls, die herstel en die heiligmaking. As ons kyk, hierdie wette volg na die volk se belewenis op die berg Sinai, toe Vader met hulle gepraat het, en hulle redelik benoud geraak het, en Vader vir hulle, wat hulle elke keer geantwoord het, alles wat hy sê sal ons doen, maar solank Moses met ons praat. Ek gaan daai gedeeltes net lees, so uittreksel uit elke versie. Eksodus 21 vers 1 en 2 gaan oor wette rakende die slawe. En dit is die verordeninge wat jy hulle moet voorhou. As jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar lank dien, maar in die 7de jaar moet hy as 'n vryman verniet gaan. Die tweede gedeelte gaan oor wette rakende geweld in Eksodus 21 vers 12. Hy wat 'n mens slaan dat hy sterwe, moet sekerlik gedood word. Dan kyk ons na die wette rakende eiendom. En as 'n bees 'n man of 'n vrou stoot sodat hy sterwe, moet die bees sekerlik gestenig word en sy vleis mag nie geëet word nie, maar die baas van die bees sal ongestraf laat bly. Die wette rakende vergoeding. As iemand 'n bees of 'n stuk kleinvee steel en dit slag of verkoop, moet hy 5 beeste vir 'n bees vergoed en 4 stuks kleinvee vir 'n stuk kleinvee. Ons gaan kyk na die sosiale en godsdienstige wette. In Eksodus 22 vers 16, as iemand 'n jong meisie wat nie verloof is nie, verlei en met haar gemeenskap het, moet hy haar vir die volle huweliksprys as sy vrou koop. As Eksodus 23, dit gaan oor die geregtigheid vir almal. Jy mag geen valse gerig rondstrooi nie. Verbind jou nie met die skuldige om kwaadwillige getuie te wees nie. Dan gesels ons oor in die Sabbatsjaar en die Sabbat. Eksodus 23 vers 10, en 6 dae lank moet jy jou land besaai en die opbrengs daarvan insamel. Maar in die 7de moet jy dit ongebruik en braak laat, dat die arme mense van jou volk kan eet, en wat hulle laat oorbly, kan die diere van die veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en met jou olyfbome. 6 dae moet jy jou werk verrig, maar op die 7de dag moet jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus en die seun van jou slavin
en die vreemdeling kan asem skep. Dan in Eksodus 23 vers 14 word verwys na die feeste van Jahwe. 3 maal in die jaar moet jy vir my 'n fees hou. Dan kom ons by die belofte van die beloofde land. Eksodus 23 vers 20. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek vir jou gereed gemaak het. Ook daarna gaan ons kyk in die 2 Konings. Eksodus 24 vers 8. Dan kom ons by die sluit van die verbond. Ons lees vanaf vers 1. Daarna het hy vir Moses gesê, klim na die berg toe op, jy en Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van die oudstes van Israel, en buig julle van ver af neer voor my, en laat Moses alleen naderkom na die Here toe. Maar hulle moet nie naderkom nie, en die volk mag nie saam met hom opklim nie. Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die Here en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe en die môre vroeg hom klaargemaak en onder die berge altaar gebou en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het jong manne van die kinders van Israel gestuur, die het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die Here geslag. En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. En daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het, op grond van al hierdie woorde. Dan in Eksodus 24 vers 12, op die berg saam met Jahwe. En toe sê die Here vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en die gebooie, wat ek geskryf het, om hulle te onderrig. Nou die fokus val vir my persoonlik gaan oor 'n teksgedeelte met die spesifieke klem op die volgende 3 woorde, wat ons lees vanaf vers in Eksodus 23, vanaf vers 25 tot 33. Die eerste woord is dien, die tweede woord is skrik, en die derde woord is langsamerhand. Kom ons breek hierdie 3 woorde op en ons kyk wat die volheid van die begrip daarvan beteken. Kom ons lees daai teksgedeelte, Eksodus 23. En julle moet die Here julle God dien, dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal siektes uit jou midde uit verwyder. Daar sal geen misdragtige of onvrugbare in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae volmaak, en ek sal my skrik voor jou uitstuur, en elke volk waarby jy kom, in verwarring bring. En ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Ook sal ek perdebye voor jou uitstuur. Die sal die Hiwiete, die Kanaaniete en die Hetiete voor jou uit verdrywe. Ek sal hulle nie in 1 jaar voor jou uit verdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie. Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beerwe. En ek sal jou grense vasstel van die Skelfsee af tot by die see van die Filistyne, en van die woestyn af tot by die Eufraat. Want ek sal die inwoners van die land in julle hand gee, en jy sal hulle voor jou uit verdrywe. Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen my te sondig nie. Want jy sal hulle gode dien. Ja, dit sal vir jou 'n struik wees. En hier verwys baie na die fisiese, maar ons gaan nou kyk wat dit in die geestelike is.
Wat is die kernopdrag van Elohim? Hy het vir ons die 10 gebooie gegee en hy het ander riglyne vir ons gegee. Julle moet die Here, julle Elohim dien. Wat behels dit? Wat beteken dit om Jahwe te dien? Hy sê in Matteus 22, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetsgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. En dan Yeshua het dit vir ons gedoen, en Eddie het al baie gesê, hy het ons eerste lief gehad, en hy bevestig het in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Yeshua het die dood oorwin. Hy het eers vir ons lief gehad, maar daar moet nou 'n respons kom. Wat gaan ons doen? Die dood is oorwin. Het jy dankbaarheid? Het jy nuwe hoop? Het jy 'n toekoms? As ons oor hierdie dink, moet ons met opgewondenheid elke dag opstaan, en partykeer wonder ons, is ons moedeloos, en ons is mismoedig, en is droog, en is alles, maar steeds het ons baie dankbaarheid. So wat moet ons respons wees? Johannes 14 vers 15 sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Nou waar begin ons om die gebooie te onderhou? En hoe doen ons dit? Kom ons lees 2 Konings 12 vers 4. Daar's 'n opdrag in, en Joas het aan die priesters gesê, al die geld wat as heilige gawes in die huis van die Here gebring word, gangbare geld, elkeen se persoonlike geld waarvoor hy geskat is, en al die geld wat iemand vrywillig in die huis van die Here bring, mag die priesters vir hulle neem, elkeen van sy bekende, en hulle moet die bouvallige plekke van die huis herstel, waar bouvallige plekke ook al is. En hierdie verwys na ons tempels toe, en waar begin ons herbou? As ons die fisiese met die geestelike vergelyk, die tempel in Jerusalem is bouvallig. Hoe lyk jou tempel? Kort daar herstelwerk, en hier kan ons kyk na, ek het 'n verbintenis met Nehemia oor 'n paar jaar terug, wat daar 'n insident in ons lewens was, wat ons gaan kyk het na Nehemia, en hoe het hy begin om alles te herstel. Hoe lyk my en jou tempel? Elna, as julle reg onthou, het klomp jare terug 'n teaching gegee oor jou kleed, moet sonder vlek of rimpel of skandvlek wees. En dit het staan in Efesiërs 5 vers 27. En hoekom moet ek my tempel herbou? En as ons die vraag vra, ek moet my bouvallige plekke herstel, soos in die muur. Dan lees ons 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Ons is gees, siel en liggaam geskape, en hier begin die stryd tussen soul man en die spiritual man. Ek praat altyd van the battlefield of the mind. Kom ons kyk in 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word
by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En hier is net so 'n prentjie, ons gaan nou 'n bietjie fokus op daai prentjie, waar die soul man en die spiritual man, want ons moet, soos in Efesiërs 5 vers 27, sodat die gemeente voor hom kan stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek kan wees. As ons gaan kyk na die fisiese en ons met die geestelike en ons met dit herstel. Nou, hulle sê, en Carla, jy sal dalk weet, 6 ure na bevrugting is die gees reeds in jou, dan is jy geesmens, dan ontwikkel die liggaam en later kom die siel by. Wat in die fisiese is in die geestelike en omgekeerd. As ons daar kyk na die physical self, jy het kos en water, lig en sonlig, en dis die ouetjie wat voorloop. Maar inderwaarheid is ons 'n geesmens, en daar is dit, watter portals in jou is jou oop. God die grootste invloed, Vader die grootste invloed op jou, of is daar ander goed wat invloed op jou het, en dis waar die battle begin, teen spirit man en soul man, en jy moet altyd die soul man sê, staan terug, spiritual man, come forward. Amanda het ook 'n teaching oor dit 'n paar jaar gelede gegee. Nou dan, as ons gaan kyk, is dit 'n opdrag aan my en jou om ons bouvallige areas in jou tempel te herstel. Daar is nou goed in jou lewe, in jou gees, siel en liggaam, wat jy moet herstel. Jy moet jou verhouding met Elohim bou, sy riglyne volg. As ons dan nou weet, waar daar onrein en oop portals is, wat gaan ons doen daar? Ons gaan self ondersoek doen, kyk in die spieël vir jouself, en wees brutally honest met jouself, wat moet jy doen? En Jahwe sê jou help, en ons gaan kyk nou na die skrik. Wat is die skrik? Ek sal my skrik voor jou uitstuur, en wat behels dit? Dis die grootheid van God. As ons lees weer in Exodus 23 vers 27, ek sal my skrik voor jou uitstuur, en elke volk waarby jy kom, in verwarring bring, en ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. En hierdie skrik verwys prakties na Jahwe se bonatuurlike ingryp. Hy daar verwys na die perrebye wat hy oor die Hiwite en die Hetiete gestuur het, en die Kanaaniete. Sy teenwoordigheid laat die vyande verlam word vir vrees vir Elohim. En Jahwe berei jou voor vir 'n oorwinning, maar dit kom met tyd. Waar begin ek om Jahwe te vra om sy skrik te stuur en om jou vyande te verdryf? Ons lees weer daai stuk en ek sê, ek sal my skrik voor jou uitstuur, en elke volk waarby jy kom in verwarring bring, en ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Nou as jy daar sien, daar is die 7 sintuie, jy kan sien, jy kan ruik, jy kan proe, jy kan praat, jy kan hoor, jy het die vermoë om te werk, jy het die vermoë om te voel, touch. In jou logiese denke en intuïsie is alles daarbo. En dis waar baie goed ingeneem word, en wat jy ervaar, en hoe jy sekere dinge vertolk. Nou daai 7 funksies, as jy opstaan in die oggend, ervaar jy, dis 'n wonderwerk, soos vanoggend, toe ons opstaan en dit gereën, is ons dankbaar daarvoor. Die feit dat jy kan opstaan en jy kan sien en jy kan hoor, is genade, is onbeskryflik groot, maar aanvaar ons dit nie dalk te algemeen nie. As ons dan verder gaan, dan sien ons dit sak af na jou mind, the will and emotions, en al daai sak af na jou gedagtes en jou intensies, en dit vorm jou siel, en daar is in Proverbs 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So alles wat bo in die kop gebeur, alles wat daar bo in die kop gebeur, sak af hier onder toe. En as ons verder gaan, en ons gaan nou na die geesmens toe, en ons lees in Jesaja 11 vers 22, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad
en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. En hier is die menorah. As ons die menorah, daar is dit, die gees van die Here. As daai 7 laat hy jou lig skyn op boontoe. So dis van onderaf op boontoe, van jou spirit af op na jou siel, na jou verstand toe. En ons, baie van ons, nie baie van ons nie, ons lewe in omgekeerd, dat dit van bo af afsak onder toe, maar die spirit man moet na vore kom in jou lewe berig. As ons kyk, ons vat dit saam, dan kan ons sien daar, ons moet jou spirit man moet na vore kom, dat dit jou soul man en dan jou liggaam sal volg. Ek lees net weer Jesaja 11 vers 2. En op hom wat die Here dien, sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Eers die gees, dan die siel, dan die liggaam, maar ons werk dit andersom. Ek het hierdie op die internet gekry, is 'n fisiese vergelyking tussen die fisiese en die geestelike betekenisse. Die gees van Jahwe, Yeshua regeer met die volle sigbare teenwoordigheid en die gesag van Jahwe oor die nasies. In die geestelike is Jahwe se teenwoordigheid woon in jou, sy krag werk deur jou, jy word 'n tempel. As ons kyk in die gees van wysheid, Messias sal die nasies met volmaakte wysheid lei, elke besluit reg en regverdig. As ons kyk hoe hy die volk van Israel gelei, fisies. In die geestelike beteken dit vir ons wysheid vir besluite, insig in die woord, die vermoë om reg te kies bo verkeerd. Die gees van verstand, se fisiese, hy sien deur die mense en nasies, niks kan hom mislei nie. Ons kan dink, ons doen 'n dingetjie een kant, maar Vader is almagtig, alwetend, alsiende. In die geestelike, die Ruach gee jou insig, 'n onderskeiding, begrip van dieper geestelike waarhede. Die gees van raad, in die fisiese, Yeshua gee volmaakte strategie en leiding vir die nasie. Sy regering is prakties en regverdig. In die geestelike is jy ontvang leiding, rigting en strategie vir jou lewe. Die Ruach lei jou stappe. As ons gaan na gees van sterkte, die Messias in die fisiese regeer met bonatuurlike krag, sy vyande word vernietig. As ons net dink aan die oorlog waar Moses se hande in die lug gehou is, dis in die fisiese, maar net so kry ons in die geestelike krag om versoeking te weerstaan, geloof om te volhard, krag om die wil van Jahwe te doen. In die gees van kennis, in die fisiese, die aarde sal gevul wees met die kennis van Jahwe, soos waters die see bedek het, as ons lees in Jesaja 11 vers 9. In die geestelike intieme kennis van Jahwe, nie net inligting nie, maar verhouding, openbaring en groei, groot verskil. Die gees van Jahwe, van die vrees van Jahwe, die nasie sal Jahwe eer en gehoorsaam onder die Messias se regverdige regering. In die geestelike respekvolle eerbied, heiligheid, gehoorsaamheid, die hartshouding wat jou weghou van sonde. Nou hoe doen ons al hierdie? Vader het gesê, ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beerwe. Nou, dis altyd ons is haastig, jy wil 'n skietgebedjie, jy soek 'n quick fix vir hierdie probleem, maar hy sê vir jou, langsamerhand. Ons maak 'n fout as ons dink is langsamerhand. Hoekom het Jahwe nie al die Kanaanitiese volke op een slag verdryf nie? Israel was op daai stadium nie talryk genoeg om die hele land dadelik te bewoon nie. Hulle was onervare as 'n gevestigde volk, still under construction. So is ons elke dag maar nog onder construction en groei ons in heiligmaking. Om te voorkom, hoekom is nie alles quick fix nie, is om te voorkom dat die land nie in 'n woestynny is nie. Als kan nie net vir jou skielik regloop nie, want daar's gedeeltes, soos wat jy groei
en goed uit jou lewe uit verwyder, moet jy jou vul met die Heilige Gees, daai terreine volmaak. Die derde punt is Jahwe se orde is om stap vir stap uitvoering te gee aan sy raadsplan. As ons gaan kyk na sy skepping, God het die aarde geskep in 6 dae, en die 7de dag het hy gerus. Hy het die almag en alles gehad om die skepping in 1 dag te doen, maar hy het nie. God is 'n God van orde wat dinge stapsgewys vat. En so moes Israel dit ook leer, en ek en jy moet dit ook leer. Hoe leer ons? Hoe leer ons langsamerhand, ek en jy? Ons moet leer om verantwoordelikheid te dra. Moeilik partykeer vir dade, woorde wat jy gespreek het, het gevolge, so daai verantwoordelikheid moet ons dra. Die tweede is stap vir stap om gehoorsaam en vertroue te ontwikkel in Jahwe. Die derde is om nie oorweldig te word deur die seëninge waarvoor hulle nog nie gereed was nie. Nou die volk Israel sou nie alles kon hanteer nie. En ek het myself laat wonder, kan jy al die seëninge skielik hanteer as die Here alles net laat gladloop in ons lewens? Ek twyfel, dis waar die versoekings gaan kom. Langsamerhand, wat beteken dit? Dit beteken geloof vereis geduld en volharding. Dit beteken Jahwe se wysheid en tydsberekening is nie onsinne nie. En die derde, dit bring geestelike groei en seën wat volhoubaar is. As jy 'n boom plant, dit vat jare om hom groot te kry. Net so vat dit vir ons jare om te volhard en te groei. As ons gaan kyk na volharding, wat beteken dit? Dis uithou vermoë. Nikkie ry fiets, hy weet hoe voel dit om te oefen en te volhard. Dis om aan te hou selfs wanneer dit moeilik raak. En dis waar ons miskien baie opgee. Om nie moed op te gee nie. Om doelgerig en standvastig te bly. Moenie lukraak optree nie. Jy moet 'n plan hê en jy moet volhard. En jy moet toelaat dat die Ruach inspraak in jou lewe het, sodat jy kan groei. As jy nie 'n plan het nie, en jy doen dit nie daagliks nie, en oor tyd, om jouself te meet nie. Die pad van heiligmaking, die proses waardeur 'n mens meer word soos Yeshua, is 'n lewe totaal oorgegee aan die wil van Jahwe. 'n reis, nie 'n eindpunt nie. Dit gebeur stap vir stap, en ons het gesien met die skepping, oor 6 dae. Nou 1 dag is soos 1000 jaar, ons weet nie hoe lank is die pad wat ons sal loop nie. En ek kom terug by Nehemia. Nehemia het op die toneel gekom ongeveer 100 jaar na Juda die Makabeer die volksmoord afgeweer het wat ons met Chanukka herdenk het. Julle onthou daai gedeelte wat ons gedoen het. Nehemia se passie was die herbou van Jerusalem se mure. Sy eerste reaksie oor die verval was. Hy was hartseer oor die toestand van Jerusalem. Hy het gebid en hy het gevas. Hy het 'n skuldbelydenis gedoen. Jahwe se beloftes, hy hou Jahwe se beloftes aan hom voor vir dit wat aan die voorvaders gedoen het. En dan vra Nehemia dat Jahwe hom sal help om voorspoedig te wees. Nou hierdie spesifieke stuk oor Nehemia, persoonlik vir my het dit 'n ding gehad, 11 jaar terug was daar 'n insident gewees, en ek het die aand met Chris Terrence toe gegaan, en ek het geweet ek moet iets met hom deel, en ek het daai Vrydag nag daar geworstel, en ek het op Nehemia afgekom, en hoe jy jou lewe en jou moet herbou. Nou, wat het die vyande gedoen? Hulle het die Jode bespot en ontmoedig en vals beskuldigings teen Nehemia gemaak toe hy hierdie muur wil herbou. Hulle het hom probeer vermoor en moet allerhande aanvalle teen hom gehad. Maar Nehemia het aangehou om die muur te herbou. Hy het in die nag die mure gaan inspekteer om te kyk waar is wat se werk nodig. Hy het die volk aangemoedig om saam te werk, ondanks teenstand van vyande soos Sanballat en
Tobia. Nou Sanballat was daai tyd die goewerneur van Samaria en Tobia was 'n amptenaar gewees. Ten spyte van spot, bedreigings en aanvalle, het die mense gewapend gewerk, met een hand gebou en met die ander hand 'n wapen vasgehou. So moet ons lewens bou. Ons met die een kant moet ons in die een hand moet ons die woord vashou, en in die ander hand moet jy jou werk doen. En met groot vasberadenheid en God se hulp is die muur in net 52 dae klaar gebou. Nehemia het ook saam met Esra die volk gehelp om weer God se wet te leer. Hulle het die verbond met hom hernie en die stad geestelik en fisies te herstel. Dan is daar 10 gebede wat Nehemia, as jy deur Nehemia werk, is daar 10 gebede. Die eerste gebed was vas en bid om 'n helder visie te kry. Dit is in Nehemia 1 vers 5 tot 11. Julle sal die kry. Die tweede het hy die koning genader met 'n skietgebed tot die Here en gesê, help my. En Nehemia reageer op die teenstand met publieke gebed. Hy het in die openbaar gaan bid. En Nehemia roep toe almal op tot gebed en terwyl hy waaksaamheid opskerp. Hy bid dat sy werk bevestig sal word. Hy bid dat die Here sy handel sal sterk maak. Hy vra dat die Here die teenstand sal hanteer. Nehemia bid dat sy liefdesdiens nie verlore sal gaan nie. En dan bid Nehemia vir God se ontferming met die herstel van die Sabbat. En Nehemia tree in vir die volk en sy leiers. Jy kan hierdie gebede in jou eie gebedslewe toepas om jou belewenis en geloof in Jahwe te verryk. Never give up. Yeshua het nooit op ons opgegee nie. Shalom.